Wild en wonderlik, met trots aan die gebring deur Wild en Jag, jou alles in een bron tot die wild en jagbedryf. Welkom by Wild en Wonderlik. Ons bring vir jou elke week nuushoogtepunte van die wild en jagbedryf. Kom ons kyk wat hierdie week nuus gemaak het. Nuus in die bedryf is moontlik gemaak deur Wildebeest Camo. Kom raak weg saam met ons in die bos. The entry deadline for the 2016 Kudu Awards, organised by Sandparks, FNB and Total South Africa, has been extended until the 15th of August. Sandparks Acting Head of Communications, William Mabasa, said the Kudu Awards is Sandparks' way of honouring and celebrating those people that go to any length to conserve and protect our natural environment and heritage for future generations. The awards consist of 8 different categories. Entry forms and more information can be obtained from the Sandparks website. FASA's 39th convention and AGM registration has opened. The event will be held at Champagne Sports Resort Central Drakensberg from the 21st to the 23rd of November. Registrations can be done on www.fasa.co.za. Die Namibiese regering oorweeg om honderde seekoeie en krokodille wat gestrand lê in opgedroogde riviere en mere beskikbaar te maak vir trofeejag, tensy hulle dringend hulp kan kry om diere te skuif na gebiede met meer water. Die regering oorweeg ook ander moontlikhede soos om aanvullende boorgate te boor om water na rivierstelsels te lei, maar nie een van die opsies is lewensvatbaar nie aangesien Namibië dit nie kan bekostig nie. News24 reports an Indonesian city is offering cash prizes to people who can catch saltwater crocodiles that are a threat to tourists on its most popular beaches. The population of dangerous reptiles around 2 beaches near Kupang in eastern Indonesia has been increasing in recent years, and there have been reports of tourists being attacked. Authorities plan to launch a competition offering prizes of 5 million rupiah, about 5,000 rand, to animal experts for each of the reptiles caught alive. The crocs will be relocated. Ons kuier saam met is aan u gebring deur Otterskloof Private Game Reserve. Kom ons kyk wat verlede naweek by die Loskop Game Breeders veiling gebeur het. Vrydag aand het lede van Loskop Game Breeders gaste onthaal vir hul 5de jaarlikse wildveiling. Nico van der Berg het die 3 dames van Raasblaar bedank vir die pragtige en smaakvolle dekor en kos in die tent, voordat gaste weggeval het aan 'n heerlike aandete. Saterdagoggend was dit eers rugby op almal se lippe en nadat die wedstryd verby was, kon Brandon Leer laat waai met die botte. 3.6 and now Tom Petty got a bit of 3.1 and got a 3.6 and there we have and he bounced off through at 3,600,000 against the phone 3,600,000 at the flag, fair warning, 3.6 all through, all done. 3 Princess by Byron and Keith, thank you very much, a big hand there Byron and Keith to you guys, much appreciated. Ons is baie gelukkig in hierdie ekonomiese omstandighede, veral met die droogte wat ons tans beleef. Dink ek ons kan werklik nie kla nie. Jy weet die feit, dit was 'n lang naweek gewees wat hier is, maar ons het 'n ongelooflike opkoms gehad, waarvoor ons baie dankbaar is. En dan het ek ook gesien dat baie van die telefoonbidders het groot hoeveelhede gekoop. Wat die pryse aanbetref, baie tevrede. Daar was druk op van die kleurvariante. As ons gekyk het na die saddleback en die swart bokkies, was daar druk op, maar natuurlik die sybels het baie goed gedoen. En dan is ons verheug oor die buffels. Jy weet die hoogste prys vandag op 'n buffel, koei met 'n kalf was 3 miljoen rand gewees. Daar was 'n koei vir, ek dink 2.3 miljoen met 'n kalf. Daar was 'n jong vers gewees wat 1.15 miljoen gegaan het. So ons kan werklik nie kla nie onder die omstandighede. Die kudu bil wat vandag verkoop is vir 750.000 rand. Nie 'n vreeslike bil nie, maar tog 'n uitstekende teelbil, wye horings en dan koeie dragtig van hom. Het gegaan op 220.000 rand. Dit was jou weer eens genetika, baie belangrik om daardie horinglentes te kan teel. Dis hoekom mense vir vroulike diere hierdie pryse betaal. So ons is baie opgewonde werklik vir goeie genetika op normale
plain game soos ons dit geken het, is nou besig om in te skop en dit maak vir ons baie positief. Jy het tweede daarso meneer Jacques Malan, baie dankie. Ons het vir Jacques Malan gevra waarna kyk hy as hy swart-wit pense koop. As ek spesifiek swart-wit pense koop, dan is dit baie belangrik om te kyk ten eerstens na die genetika. Met ander woorde, wie is die pa en wie is die ma, wie is die oupa en jou genetika lyne. Dit is ontsettend belangrik. Dis net soos by reisiesperde. Jy wil die beste hê en jy kan net met genetika die beste teel. Die volgende ding waar jy nou kyk is na die DNA uitslaa op spesifiek swart-wit pense. Daar het jy jou, soos in die ou tyd, jou mitokondriale DNA. Dit is nie meer goed genoeg nie, om net na dit alleen te kyk nie. Dan moet jy ook kyk na jou nukleêre DNA. En jou nukleêre DNA wys dan vir jou as albei genetikas, albei DNA's reg is en vir jou wys dat dit byvoorbeeld Zambies is of Matsetse is, dan wys dit vir jou dat jy is besig met 'n stoedier. En net soos by hondjies, wanneer die vrouens in die dorp hondjies koop, dan koop hulle 'n hondjie met papiere. Want hulle wil seker wees die pedigree van die hond is reg. En is presies dieselfde in teeling by swart-wit pense, dat die mense wil sekerheid hê dat dit wat hy teel is of stoet of dit is top genetika in 'n kruisdier wat vir hom baie mooi horings gaan gee met goeie moedereienskappe en dan ook mooi kleure. Jou geelerige, rooierige kleure is baie gewild by die vroulike diere en by jou manlike diere gaan dit absoluut om die bou van die bok en dan sy horinglengtes. Die diere wat byvoorbeeld by van jou topteelers gekoop is en wat 'n ander teeler gebruik het, miskien 'n nuwer teeler, hy het ook sy genetika nou so verbeter dat sy produk is raak nou ook gesogd. En elke jaar verbeter die genetika. As jy kyk na wild en teeling, dan is dit baie soos die motorkarbedryf. Elke jaar of 2 kom daar 'n nuwe model uit. En maak nie saak hoe goed die spesifieke produk, byvoorbeeld die Hilux bakkie was van 10 jaar terug nie, hy is nie meer goed genoeg vandag nie. In die algemeen wil ek net sê, ek dink die verkiesing is nou verby. Dit gaan baie stabiliteit bring in die land. Wat baie belangrik is, irrelevant van wie het gewen of verloor, dit is nie ter sprake nie. Wat wel ter sprake is dat dit agter die rug is. Daar is sekere boodskappe wat gegee is en die partye sal dit gebruik en ek dink ons gaan 'n baie beter dienslewering kry in die land. Almal gaan baie meer positief wees en dan hoor ons almal van die baie beter reënjaar wat vir ons voorlê. Ons kom met die agtergrond van die droogste jaar in meer as 100 jaar. Ons is 'n landbousektor en ek dink hierdie twee goed is die goed wat die bedryf op hierdie stadium die meeste seer maak. Maar ons kyk baie positief vorentoe en ons sien uit na byvoorbeeld die Stad Game Breeders veiling wat op die 3de September gaan plaasvind. In die nuutste wild en jag met trots geborg deur RGA Wildlife. Veilig by ons. Vortex se nuwe teleskoop is aan die begin van die jaar tentoongestel. Volgens Wild en Jag se redakteur van die Jag, Wapens en Ammunisie afdeling, Stefan Forsie, is die teleskoop van topgehalte en kan met die voorstes van die voorstes meeding op die hoogste kompetisievlak in alle vorms van die sport. Hy het die geleentheid gekry om 'n draai op die skietbaan te maak en die nuwe teleskoop van nader te bekyk. Gaan lees verder oor Stefan se produktoets op bladsy 17. In Prof Koos Botma se artikel verskaf hy inligting en raad oor die intensiewe en semi-intensiewe produksie van koeroes. Die grootste bates van 'n koeroe is dat hy nie met grasvretende vee kompeteer nie en by jagters vir vleis sowel as trofee gewild is. Lees hieroor op bladsy 156 tot 158. In die week wat voorlê, met trots aan die gebring deur Miller Steel and Fencing. Span jou bates in en kry meer uit. Die naweek word die volgende wildveilings aangebied. Vrydag die 12de Augustus word Mulati Wilddienste se veiling op Brits aangebied. Soutpansberg Skaars Wildstudiegroep se Katalogusveiling word by die Tabamanzi Wildhokke op Bella Bella gehou Saterdag. Dan bied Hoëveld Bomas hul 3de wildveiling aan Saterdag op Goede Hoop Ermelo. Al die wild sal in die Bomas besigtig kan word. Moenie die laaste episode van In Gesprek met Pieter Toy misloop nie. Afrika's Huntress trek al by episode 10. As jy van die vorige episodes uitgemis het, gaan kry die skakels op wildenjag.tv.
Vir daaglikse nuus in die wild- en jagbedryf gaan na ons webtuiste wildenjag.tv. Ons Facebookblad het ook gereelde plasings om jou op hoogte te hou. Tot volgende keer, totsiens.